Exodus, hoofstuk 38. Die brandofferaltaar het hy ook van die hout van die akasiaboom gemaak. Dit was 5 L of ongeveer 2,3 meter lang en net so breed, vierkantig. Dit het 3 L of ongeveer 1,4 meter hoog gestaan. Die 4 horings op die hoeke van die altaar was saam met die altaar as een geheel gemaak. Toe het hy die altaar met koper oorgetrek. Hy het al die toebehore en gereedskap van die altaar van koper gemaak. Potte, skoppies, komme, vurke en vuurpanne. Hy het ook 'n rooster van koper vir die altaar gemaak en dit onder die lys tot by die helfte van die altaar vasgesit. Aan die 4 hoeke van die rooster het hy 4 ringe gegiet. Dit moes dien as houers vir die draaghoute. Van akasiahout het hy die draaghoute gemaak. Daarna het hy dit met koper oorgetrek. Die draaghoute het hy deur die ringe gesteek sodat die altaar daarmee gedra kon word. Die altaar was soos 'n houtkus, hol aan die binnekant en van planke gemaak. Vir die koper waskom met sy koper voetstuk het hy die spieëls van die vroue wat diens gedoen het by die ingang van die tabernakel gebruik. Hy het ook die voorhof gemaak deur 'n muur van fyn dubbeldraad linne aan die suidekant van die tabernakel op te rig. Dit was 100 L of ongeveer 45 meter lank. Dit het 20 staaners met hulle voetstukke wat van koper gemaak is gehad. Die hakies en die ringe van die staaners was egter van silwer. Die muur aan die noordekant was ook 100 L of ongeveer 45 meter lank. Dit het ook 20 staaners met hulle voetstukke wat van koper gemaak is gehad. Die hakies en die ringe was van silwer. Die muur aan die weste kant was 50 L of ongeveer 22,5 meter lank. Dit het 10 staaners met hulle voetstukke gehad. Die hakies en die ringe was van silwer. Die muur aan die ooste kant, waar die son opkom, was ook 50 L of ongeveer 22,5 meter lank. Aan die een kant van die ingang, aan die ooste kant, was daar 'n muur van 15 L of ongeveer 6,8 meter. Dit het 3 staaners met hulle voetstukke gehad. Dit was presies dieselfde aan die ander kant van die ingang. Daar was dus 15 L of ongeveer 6,8 meter muur aan weerskante van die ingang na die voorhof, elk met sy 3 staaners en hulle voetstukke. Die behangsels van die muur rondom die voorhof was alles van fyn dubbeldraad linne. Die staaners se voetstukke was almal van koper. Al die hakies en die ringe van die staaners was van silwer. Die bopunte van die staaners is met silwer oorgetrek. Daar is ook silwerringe voorsien aan al die staaners. By die ingang van die voorhof het die gordyn bestaan uit pers, purperrooi en bloedrooi stowwe, asook fyn dubbeldraad linne. Dit was 'n veelkleurige werk. Die lengte daarvan was 20 L of ongeveer 9 meter. Die hoogte was 5 L of ongeveer 2,3 meter. Dit was net so hoog soos die muur rondom die voorhof. Die 4 staaners met hulle 4 voetstukke was van koper gemaak. Hulle hakies en ringe was van silwer en hulle bopunte is met silwer oorgetrek. Die tentpenne van die tabernakel en die voorhof was almal van koper. Op bevel van Moses is daar 'n lys opgestel met die hoeveelheid materiaal wat gebruik is. Onder leiding van Itamar, die seun van Aaron, het die Lewiete dit opgestel. Alles wat die Here vir Moses beveel het om te maak is uitgevoer deur Besaleel, die seun van Uri en kleinseun van Gur. Hy was van die stam van Juda. Oholiab, die seun van Ahisamach, was saam met hom. Hy was van die stam van Dan. Hy was 'n krangige ambagsman, ontwerper, kunstenaar en borduurder van pers, purperrooi en bloedrooi wol en fyn dubbeldraad linne. Die goud wat as offergawe aangebied is en gebruik is by die heiligdom was 'n totaal van 29 talente of ongeveer 992 kilogram en 730 sikkel of ongeveer 8,3 kilogram gewees. Dit was volgens die standaardgewig van die heiligdom. Die silwer van die vergadering wat getel is, was 100 talente, of ongeveer 3,4 ton, en 1775 sikkels, of ongeveer 20,2 kilogram gewees. Dit was volgens die standaardgewig van die heiligdom. Elke man van 20 jaar en ouer moes met die tel van die volk elkeen 'n bk of ongeveer 6 gram per persoon gee. Dit is 'n half sikkel volgens die heiligdom se standaardgewig. Die mans wat getel is, was altesaam 603.350. Die 100 talent silwer is gebruik vir die maak van die voetstukke van die heiligdom en voorhangsel. 'n Totaal van 100 voetstukke is gemaak.
Daar is dus 1 talent of ongeveer 34,2 kg silwer gebruik vir elke voetstuk. Die 1775 sikkel silwer is gebruik vir die maak van die hakies en ringe vir die staanders en om die bopunte van die staanders oor te trek. Al die koper wat as 'n offergawe aangebied is, was 'n totaal van 70 talent of ongeveer 2,4 ton en 2400 sikkel of ongeveer 27,4 kg gewees. Met die koper het hy die voetstukke vir die ingang van die tabernakel gemaak. Hy het ook die koperaltaar met sy rooster en al die ander toebehore en gereedskap van die altaar daarmee gemaak. Hy het ook al die voetstukke van die voorhof en sy poort, asook al die tentpenne van die tabernakel en die voorhof daarmee gemaak.